Goeiemôre. Lyk my mense waai bietjie weg. Almal is nie in die kerk vanmôre nie. Baie welkom hierso. Baie welkom aan al die mamas en oumas. En ons vertrou dit gaan vir julle regtig 'n spesiale dag wees. Dominee Dawie het bietjie 'n afnaweek, so ons wil net vir Dominee George baie welkom sê by ons en ons is vol verwagting oor die boodskap wat hy vir ons gaan bring. Baie dankie, is bly die wind het jou ook uitgewaai. Goeiemôre, liewe broer en suster. Welkom vanoggend hier, dis vir my lekker om hier te kuier. Al die pad van Ermelo af, ek het vir julle die koue saamgebring. So ek hoop dat ons saam wees vanoggend sommer ons harte sal warm maak. Vanoggend se foto lees ons uit Hebreërs 4 en vers 12 as 'n gebed. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige swaard met 2 snykante. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg en beoordeel die hart. Dit beoordeel die hart se voorneme en gedagtes. Here, die woord is nie stil nie, dit leef. Dit beweeg dieper as ons gedagtes, sny deur ons sekerheid, raak aan dit wat weggesteek is. Die woord onderskei, dit ontbloot, dit bring lig waar daar donker is. Kom spreek weer vandag, Here, nie net tot ons ore nie, maar ook tot ons harte, waar u woord lewendig word. Gemeente van die Here Jesus Christus, ek groet jou met die genade, die barmhartigheid en die vrede wat ons ontvang van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en sy Heilige Gees. Liewe broer en suster, ons is nog in Paastyd, die tyd van die jaar wat deur Opstanding Sondag aangekondig word. En dan eindig dit met Hemelvaart wat nou die 14de Mei is, eerskomende donderdag. In Paastyd dink ons na oor die invloed wat die opstanding op ons lewe het. Nie net die gebeure van die kruisiging en die verlossing nie, maar hoe dit op die ou einde ook in ons lewe deurspoel in die koninkryk van God. Baie gelowiges vier Paasfees met groot intensiteit en as dit verby is dit amper half asof die energie so stelselmatig begin aftam. Maar liturgies begin daar iets juis na Paasfees. Dit is die opstandingstyd, die tyd wat ons uiteensit om ook die stuk trauma van die kruisiging te beleef saam met die eerste gelowiges en dit uiteindelik dan ook te verwerk. Ons lees in die evangelies dat die disippels tyd nodig gehad het om die opstanding te verwerk, voordat dit eintlik werklik by hulle ingesink het en kon begryp het wat dit vir hulle beteken. Maria en die ander vrouens kom by die leë graf en hulle is so geskok, hulle is eintlik half stom oor dit wat hulle daar beleef. Thomas sukkel om te glo Jesus het werklik opgestaan. Hy wil nog bewys hê. Hy wil self voel en sy vingers in Jesus se sy steek om hierdie gebeure wat rondom die Paastyd gebeur het met die opstanding te verwerk. En dan die verhaal waaruit ons vandag gaan saam lees, is 2 mans op pad van Jerusalem af terug na hulle tuisdorp Emmaus. En hulle loop so op die pad en hulle sukkel om hoop te kry na dit alles wat hulle die Vrydag by die kruis gesien het. Die fokus van hierdie tyd is juist sodat ons van skok na geloof kan beweeg, van verwarring na insig en van vrees na vreugde. Dis 'n tyd van nuwe identiteit, 'n tyd van verskynings en erkenning en dit alles bou dan nou op tot by Hemelvaart waar Jesus fisiese teenwoordigheid hier op aarde 'n bietjie 'n ander gestalte inneem, dat dit meer geestelike teenwoordigheid is deur sy Heilige Gees, maar ook waar sy heerskappy universeel word.
Ons lees vandag die verhaal van die Emmausgangers uit Lukas 24. Nou hierdie hoofstuk in Lukas is die laaste hoofstuk in sy verhaal, maar ook die hoogtepunt van sy verhaal soos wat hy Jesus se lewe vir ons aanbied. En hy bied dit vir my nogal mooi kreatief aan hoe hy sy evangelie afsluit. In die begin van die hoofstuk is dit die vroue wat by die graf aankom en daar sien hulle die graf is leeg. En dan gaan vertel hulle vir die disippels en al Jesus se volgelinge wat daar was, dat die graf leeg is. Dan kry ons nou die verhaal van die Emmausgangers wat gevolg word deur Jesus se verskyning dan aan sy disippels. Nou die verhaal van die Emmausgangers funksioneer dan so half as hierdie brugverhaal wat net die verdieping van verwarring na geloof en van afwesigheid na teenwoordigheid versterk in die einde van die evangelie. Uiteindelik help dit ons dan om van 'n gebroke plek af waar daar gebroke hoop is, oor te gaan dan in 'n herstelde sending in die kerk van Christus. So kom ons lees saam uit Lukas 24 en dan as ons vanoggend so saam lees, dan verbeel ons onsself, ons is hierdie twee mans wat van Jerusalem af op pad is na ons tuisdorp Emmaus toe. Ek lees van vers 13 af. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te erken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon nie sy liggaam kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die nag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê vir hulle, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees tot sover.
Het dit al met jou gebeur dat jy iets lees, 'n bekende teks of 'n bekende storie, selfs 'n gedeelte wat jy al baie keer oor en oor gelees het, baie goed ken. Maar hierdie keer wanneer jy dit lees, is dit amper asof skielik daar iets in hierdie teks verander. Die teksgedeelte praat net meer met jou. Amper asof dit vir die eerste keer werklik betekenis het. Dis dieselfde woorde wat jy van tevore al gehoor het, maar die keer voel dit vir jou anderste, amper asof dit lewe begin kry binne in jou. Die vraag is, wat het verander? Na Jesus se kruisiging en die groot skok en trauma wat al sy volgelinge die Vrydag moes deurgaan, skiet almal van hulle in verskillende rigtings in. Die disippels is daar in 'n bo vertrek. Hierdie twee stap terug na die tuisdorpie toe. Hulle stap eintlik weg van 'n situasie van hoop. Vir so lank het hulle saam met Jesus gestap en gehoop dat hy die een gaan wees wat hulle gaan kom red. Hulle stap nou weg van Jerusalem af, terug na hulle doodgewone lewe daar in Emmaus. Terug na hulle sukkel bestaan. En hierdie twee manne praat met mekaar oor alles wat daar gebeur het, wat hulle beleef het. In die 2020 vertaling vertaal die teksgedeelte klein bietjie anders. Hulle sê, dit sê hulle redeneer met mekaar, wat net vir ons iets sê van die diep gewortelde emosie wat in hierdie gesprek van hulle is. Hulle wonder, hoe moet hulle nou dink oor alles wat Jesus vir hulle geleer het? Hy het self vir hulle gesê dat hy kom om die koninkryk van God aan te kondig. Hy het 'n klomp dinge vir hulle geleer oor hoe lyk die koninkryk van God, hoe 'n gelowige of 'n volgeling moet leef in die koninkryk van God. Hy het vir hulle wondertekens gedoen om sy mag te wys. Hoe moet hulle nou oor hierdie dinge dink? Toe Jesus se volgelinge vir die eerste keer gehoor het van die leë graf, het meeste van hulle nie heel eers gedink aan hierdie kosmiese verlossing, soos wat ons dit verstaan en soos wat die profete dit aangekondig het nie. Hulle gedagtes het dadelik gespring na 'n politieke vuilspel op 'n baie onnodige en 'n oneerbiedige manier. Kleopas en sy reisgenoot stap daar na Emmaus toe in 'n wêreld wat deurdrenk is deur Romeinse propaganda en mag. 'n Wêreld waar hulle baie goed geweet het waartoe die Romeinse ryk in staat is. Hulle het nie noodwendig gedink in terme van die versoening wat God aangekondig het nie, maar eerder gehoop dat Jesus gaan kom om hulle van hierdie politieke mag te bevry. Jesus se bevryding gaan meer politiek wees, waar hy dan as die koning van Israel weer, soos Dawid van ouds, op die troon kan sit en oor Judea kan regeer. Daarom hulle gebroke woorde, ons het so gehoop. Nou is Jesus gekruisig, 'n tipiese Romeinse manier om mag te demonstreer. Dan hoor hulle van hierdie leë graf. Wanneer hulle hoor dat die graf leeg is, dan verdiep dit eintlik net hulle verwarring en vrees, want die Romeine was daarvoor bekend gewees om hulle stories te versprei van keisers wat al reeds dood is, maar nog by aan mense verskyn. En dit was 'n manier gewees om amper half nog na die dood van 'n keiser sy mag af te dwing en hierdie vrees te kweek by mense. En hierdie agtergrond is dit nie vreemd dat Jesus se volgelinge sou wonder of hierdie verhale van 'n leë graf nie en ook sy verskyning aan Simon nie ook maar net nog so 'n soort spookstorie is wat die Romeinse ryk nou wil versprei om mense te mislei of in gevaar te stel. Hulle twyfel kom nie uit 'n plek van naïwiteit nie, maar juis
omdat hulle die realiteit van mag en geweld en propaganda al te goed verstaan het. Binne in daardie wêreld maak 'n gekruisigde Messias of 'n verlosser wat uit die dood uit opstaan dood eenvoudig net nie vir hulle sin nie. Die verhaal vertel dit eintlik so simbolies mooi hoe hulle deur hierdie worsteling werk. Hulle beweging is nie net geografies nie, hulle stap nie net fisies van Jerusalem af Emmaus toe nie, dit is ook 'n teologiese beweging wat besig is om plaas te vind. Hulle stap weg van die plek van God se handeling en hulle beweeg weg van hoop af. Jy sal jouself nou kan voorstel, toe hulle daar in Emmaus hulle lewe geleef het voor Jesus, voordat hulle van hom te hore gekom het, dat iemand vir hulle moes sê, hoorie, die Messias is in Jerusalem. Hy bedien mense daar, kom ontmoet hom, dat hulle van daar af gestap het met hierdie hoop om die Messias te ontmoet, om hom te sien. Dan lees ons ook die verhaal van Jesus se intog in Jerusalem, waar hulle hom met die palmtakke verwelkom, waar op die rug van die donkie ry, 'n tipiese manier om 'n koning te verwelkom in sy stad. So hulle stap met hierdie hoop na Jerusalem toe. Dis hulle plek van hoop, die plek van God se handeling. Nou stap hulle weg van die hoop af, terug Emmaus toe. Op hierdie reis van wanhoop ontmoet Jesus hulle. Maar hulle herken hom eers nie. Die teks maak dit vir ons duidelik dat hierdie twee mans Jode is. Hulle is deel van God se volk, so hulle ken die verhale van God se volk baie goed. Hulle het al die geskrifte en voorspellings oor hom om hulle deur hierdie tyd te dra. Maar dit beteken vir hulle niks. Hulle ken die feite, maar hulle mis die groter storie. En dan is dit vir my so mooi hoe Jesus eintlik kom op hierdie pad van wanhoop en wantrou, en hulle daar kom ontmoet waar hulle is. Hy kom ontmoet hulle in hulle eie verhaal. En dan sê hy nie dadelik vir hulle, julle klein gelowiges nie. Hy hoor eers hulle storie. Hy vra vir hulle, waaroor praat julle so met mekaar? Hy wil deel word van dit wat hulle beleef. En dan begin hy praat. Jesus begin dan om die skrifgedeeltes, die profeseë oor hom vir hulle uit te lê. Wanneer hy dit doen, dan gee hy nie vir hulle nuwe inligting nie. Dis goed wat hulle reeds weet. Dis kennis wat hulle reeds het. Hy verander net hoe hulle hierdie stories lees. Hy wys vir hulle dat die kruis nie die einde van die verhaal is nie, en dat dit nog altyd deel was van God se plan. Maar hulle sien hom nog steeds nie. Broer en suster, kan ons onsself vereenselwig met hierdie twee mans? Het dit nie ook al met ons gebeur, dat ons in tye van ons nood, en tye van ons angs, ook die Bybel lees, in tye van hartseer en lyding, maar dan lees ons met 'n ander tipe verwagting. Ons lees met 'n verwagting hoe ons wil hê God dinge moet doen in ons lewe. Gebeur dit nie ook met ons dat ons die woord van God het, maar dat dit partykeer vir ons min tot niks betekenis het, wanneer dit vir ons voel of ons lewe leeg is nie. Want as ons hierdie verhale lees, dan kan dit so maklik vir ons voel dat hierdie leesstories is van vreemde mense baie ver van ons verwyderd. Maar hier kom die draai in die verhaal. Selfs nadat Jesus die skrif vir hulle oop gemaak het, herken die Emmausgangers hom nog steeds nie. Die sleutel lê daar. Selfs om die woord reg te verstaan, is alleen nie genoeg nie. Toe hulle by die huis kom, nooi hulle vir Jesus in, en hulle leen aan saam om te eet, aandete te eet. En dan neem Jesus die brood. Hy dank God vir dit, hy breek dit, en hy gee dit vir hulle. Klink dit vir jou bekend?
En skielik op daardie oomblik gaan hulle oë oop en hulle besef wie's hierdie man wat saam met hulle gestap het op hulle pad van wanhoop. Skielik maak alles vir hulle sin. Dis amper asof dit die oomblik is wanneer daai liggies aangaan. En dan verdwyn Jesus voor hulle. Wat hier gebeur het was nie 'n nuwe idee wat by hulle opgekom het of beter insigte nie. Dit was 'n ontmoeting met Jesus, die gekruisigde Jesus. Eers toe hulle saam eet, word hulle herinner aan Jesus se lyding, die liggaam wat gebreek het. En daar gaan dit vir hulle oop, want hulle het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Die kruis beteken nie net vir ons dat dit 'n Messias was wat vir ons kom lei het nie. Die kruis is vir ons 'n manier hoe God homself kom wys het, sy karakter, sy liefde, sy genade. Die woord het eers lewend geword vir daai twee manne, toe Jesus homself kom wys het. Toe hy die brood breek en hulle sien dit wat hy gedoen het en hulle het hierdie ontmoeting, het die woord krag gekry. Die woord was nog altyd waar. Hulle het dit nog altyd geken, maar dit begin nou brand, dit begin lewe kry in hulle lewe. Dit maak sin vir hulle op 'n nuwe manier. Hulle sê later, het ons harte nie gebrand toe hy met ons gepraat het nie. Dis nie meer net woorde op 'n bladsy nie, maar 'n vuur in hulle hart. Liewe broer en suster, dieselfde woord leef ook in my en jou. Dit word lewend in ons ontmoetings wat ons het met Jesus, met gelowiges deur sy Gees. Die Bybel dra nie net gesag omdat dit geskryf is en ook soos ons glo deur God geïnspireer is nie, maar dit dra gesag omdat dit getuig van dit wat God self kom doen het. Sy liefde, sy genade, hoe hy homself vir ons kom gee het. Dit getuig van 'n God wat homself aan ons bekend maak en ons op ons eie paaie na Emmaus toe, na die wanhoop toe, kom ontmoet. En dan begin hy altyd met ons storie. Sonder hierdie ontmoeting is die Bybel maar net 'n versameling van 'n klomp stories van karakters wat ons nie ken nie, op plekke waar ons nog nooit was nie. Maar die wonder van dit alles is dat Christus homself deur hierdie stories aan ons bekend maak. Hy wys homself, hy maak hierdie woorde lewend binne in ons deur sy Gees. Kyk wat is die gevolg in hierdie verhaal van iemand wat se woord lewend word. Die teks sê vir ons, hulle het net daar opgestaan en teruggegaan na Jerusalem toe. Dis nogal ironies dat hierdie mans, wie Jesus eintlik wou keer dat hy verder moes stap, want dit was nag, dis gevaarlik, dis donker. Kom eerder in, slaap oor, reis môre verder. Maar toe die woord lewend word in hulle harte, toe maak niks van dit meer saak nie. Hulle het net daar opgestaan en teruggekeer na Jerusalem toe. En hierdie beweging is weer eens 'n teologiese beweging. Hulle beweeg terug na die plek van God se handeling, terug na sy teenwoordigheid, terug na die plek van hoop, waar hulle uiteindelik getuig, die Here het waarlik opgestaan. Dit is wat met ons ook gebeur wanneer die woord in ons lewe kry, in ons ontmoetings met Jesus. Dit bly nie net mooi gedagtes of mooi stories wat ons elke Sondag lees, of in ons stilte tyd in die week lees nie. Dit is nie net 'n emosionele oomblik nie. Dit begin iets in ons lewe beweeg. Wanneer Jesus homself deur sy woord aan ons bekend maak, kry ons hoop weer asem. Ons stories begin vir ons anders te lyk. En dit verander dan uiteindelik ook die rigting van ons lewe. Soms letterlik, ander kere figuurlik. Ons staan op en ons draai terug en ons begin anders te leef. Deel van ons belydenis is dat hierdie lewende woord ons nie net troos nie, maar ook stuur na die plekke van God se handeling.
Dit verduidelik nie net vir ons wie God is nie, maar ook wat hy doen en hoe hy ons as 'n instrument in sy hand gebruik om in sy koninkryk te werk. Miskien sit jy hier vanoggend en ergens het die woorde stil geword in jou hart, of die hoop het begin wegraak, of jy voel dat jy nou in jou lewe op pad is Emmaus toe. Dan wil ek vanoggend hê dat hierdie teks vir jou vertroosting moet wees. Die uitnodiging van hierdie teks is nie probeer harder, glo harder, verstaan net beter nie. Die uitnodiging is bly in hom, nooi hom in, maak ruimte vir 'n ontmoeting. Leef met 'n bewustheid van God se teenwoordigheid in jou lewe. Die Emmausgangers was so vasgevang op dit wat hulle wanhoopige situasie veroorsaak het, dat hulle totaal en al die teenwoordigheid van God gemis het. Teenwoordigheid van Jesus wat saam met hulle was. Soms gebeur dit met ons ook, dat ons so vaskyk aan die berg wat voor ons is, dat ons die teenwoordigheid van God mis. Hierdie verhaal roep ons om net weer op te kyk, om te bly soek na sy teenwoordigheid, om geanker te bly in die hoop wat ons ontvang het deur die opstanding. Want wanneer Jesus Christus homself gee, dan gaan ons oë oop. Ons harte begin brand en ons doodgewone mense word getuies van God se groot genade en verlossing. Dis waar ons nou die verhaal vandag afsluit, maar waar jou storie weer begin, met die woorde wat lewend word binne in jou. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, U wat saam met mense stap op paaie vol vrae en onsekerheid. Vanoggend kom ons stil voor U. U ken ons stories beter as wat ons dit self kan verwoord. U sien die plekke waar ons moeg is, waar hoop skaars raak, waar ons nie meer mooi weet hoe om alles bymekaar te bring nie. Ons bring dit alles na U toe, Here. Here, wees naby aan ons. Nie met groot antwoorde nie, maar met U teenwoordigheid. Leer ons om U raak te sien in die gewone oomblikke van ons dag, in die mense langs ons, in die stiltes wat ons soms probeer vermy. Geef vir ons 'n oopheid van hart, Here, om U te vertrou, selfs wanneer die dinge nie vir ons sin maak nie. En waar ons moedeloos geword het, waar ons dalk stadig begin terugstap het na die wanhoop toe, geef vir ons die krag, Here, om op te staan, om te draai en met nuwe moed vorentoe te leef. Hou ons vas in U genade, Here, en dra ons deur hierdie week, en maak ons bewus van U nabyheid, selfs wanneer ons dit nie altyd voel nie. Ons bid dit in afhanklikheid en in hoop. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees is by ons waar ons ook mag gaan. Amen. Dankie, mag julle 'n mooi dag verder hê. Goeiemôre. Lyk my mense waai bietjie weg. Almal is nie in die kerk vanmôre nie. Baie welkom hierso, baie welkom aan al die mammas en oumas. En ons vertrou dit gaan vir julle
regtig 'n spesiale dag wees. Dominee Dawie het bietjie 'n afnaweek, so ons wil net vir Dominee George baie welkom sê by ons en ons is vol verwagting oor die boodskap wat hy vir ons gaan bring. Baie dankie, is bly die wind het jou ook uitgewaai. Ek vra ek net gou die afkondigings doen. Verjaarsdae is Wian van Huisteen, Landry Pretorius, Rita Leroux, Marinda Kremer en Delano Delport. Is een van hulle hier vandag? Nie een van hulle nie. Dan net vir voorbidding, Charlie Lotz, Daleen Viljoen en Jeanette Boysen is haar mammie wat haar heup gebreek het. Weet ons iets van haar? Kan nie aan, nee, weet nie, kan dit daar nie. Magdalene Nel, wat nou, sy is uit die hospitaal, so ons hoop dit gaan met haar nou net vorentoe beter gaan. Elma Leroux, herstel nog maar so stadig aan, sê sy. Na haar rugoperasie, Charlene van der Berg, hoe gaan dit met Charlene? Alta en Andries Roux. Alta Roux het nou al so 'n bietjie by ons ook 'n preekbeurt gehad. Dit gaan baie sleg met Alta. Hulle het inteendeel maar die mense gevra om haar te kom groet. So ek wil regtig vra dat julle vir haar sal intree en vir Andries en vir die kinders. Dit was 'n baie skielike agteruitgang, so ons dink almal daarna. Antoinette Klopper en Anton en hulle familie met die afsterwe van Nippie. En dan ook Fanie en Gerda hou ons maar ons gebede. Het was nou gister die begrafnis van die ou babietjie en ons weet daai familie is stikkend. Kom ons bly aanhou vir hulle bid. Dankie. Die ander moet julle maar daar lees. En dan het ons goeie nuus Sondag. Maritza en Priyanka, kom help vir my asseblief. Goed, wie verjaar almal in my maand? Daar sê, daar kom die eintjies. Die mense wat nou hande opsteek, Maritza, moet nou kry. Wag nou net so bietjie met daai chokletjies. Daai enetjie met daar so agter. Dis die verjaarsdag van my. Dan wil ek hoor wie die huweliksherdenkings in my maand. Daai kry nou eers 'n verjaarsdag enetjie. Niemand iewers huweliks, dit was te koud om te trou, lyk dit my. Niemand wou trou in my maand nie. Dan al die besoekers wat volgend is. Daar sê, kom hulle nou. Daar agter is nog een Priyanka. Daar so by Tannie Jackie is nog 3 wat besoekers is. Is hulle lidmaat, ek het julle so lank laas gesien, gee maar vir hulle. Net wat ons bly as ons sien hulle. Priyanka, ons dominee is ook 'n besoeker, gee vir hom ook eer. Dan wil ek net, ek weet van 2 van ons lidmaat wat ouma grootjies geword het nou onlangs. Steek net op julle hande en somme almal wat dalk onlangs ouma geword het of oupa of enige iets so iets. Daar sê is een ouma grootjie. Daar's nog eene. Tannie Babs, jy moet mooi opsteek, ons moet jou mooi sien. Baie geluk vir julle 2 ook. En dan Johan, ek wil sommer net vir hom dankie sê as julle nou op julle WhatsApp die goed kry en julle sien wat 'n vrolike aankondiging hy vir ons maak. Dankie Johan vir die moeite wat jy doen met die sosiale media en om ons net almal opgewonde te hou. Gaan gee vir Johan daar 'n chokletjie. Sê weer? Dan wil ek ook sommer net, ons het lank bid partykeer baie vir mense en dan word hulle gesond en dan sê ons nie dankie genoeg of ons heet hulle welkom. Corneille, ek weet jy is nou een van die wat lank siek was en wat weer terug is. Ons wil graag vir jou sê, soos bly jy is terug. Is daar nog iemand wat siek was wat nou voel hulle is nou weer gesond? Wat nou sommer net bly is hulle is terug in die kerk.
En dan wil ek gou hoor, het iemand vir ons 'n goeie nuusdingetjie om te deel? Sommige getuienis van die Here se goedheid. Was die Here nie goed vir julle die hele maand wat verby is nie? Wil jy ietsie sê? Nee, was die Here vir jou goed? Daar is hy. Geef vir jou so een. Hy was goed. Hy was goed. Ek dink net as mens kan getuig dat die Here regtig vir ons getrou is. My kinders uit Nieu-Seeland het vanoggend gebel. En toe praat ons net daaroor dat as ons terugkyk op ons lewens, is daar een ding wat regtig uitstaan. Die Here is getrou. In tye wat dit voel, dit gaan glad nie goed nie, is die Here net so getrou. Miskien sien jy dit eers later jare, maar jy weet dit, dat hy daar is vir ons. En my gebed is dat julle elkeen net hierdie goedheid van die Here sal beleef in die jaar wat kom. Nou kan julle vir al die mamas chocolates gee. Al die tannies. Dankie julle, baie dankie. Daar is nie meer oor vir Tannie Rita nie, so julle skuld my almal 'n chocolate volgende week. Dan wil ek net sommer vra, groet net gou die ouens na by jou, sê net vir hulle welkom vanmôre in die erediens. Daar sê, mag ons regtig 'n geseënde tyd saam hê. Dankie julle twee. Daar's nie eens chocolates vir julle vanmôre nie, daar's vir jou een. Is dit myne? Priyanka, ek skuld jou chocolate.